Ouers sit daai parenting boek neer want Afrikaans.com en AON is in die huis. Hulle het kundiges en spesialiste ingeroep en ek gesels met Joanay Durant oor die diagnostisering van ADHD en hoe om die beste van jou kind te maak. Baie welkom van Genoot. Baie dankie, is goed om hier te wees. Ja, jy is nou 'n bietjie van 'n expert in ADHD. Dit voel vir my deesdae asof elke tweede mens sê hulle het dit of hulle word gediagnoseer daarmee. Is dit regtig 'n real thing? Dit is werklik. So dit is 'n neurologiese probleem wat by die kinders opduik. Dit is ook lewenslank. So dit affekteer hiperaktiwiteit, dit affekteer impulsiwiteit en dan gedrag in gemeen. So dit sal 'n persoon se skool, werks en verhoudings affekteer. Maar met dit bygesê, sien ons twee verskillende goed wanneer dit kom by die diagnostisering van ADHD. Dis misdiagnosis en missed diagnosis. So dit kom in wanneer 'n kind gediagnoseer is met ADHD, maar dit is nie werklik ADHD nie. So dit sal byvoorbeeld angs of trauma wees wat dan lyk soos ADHD as gevolg van die simptome wat dit wys. Maar net so gesê, is daar ook missed diagnosis. So alhoewel daar kinders is wat verkeerdelik gediagnoseer word, is daar kinders wat net glad nie gediagnoseer word nie. En dit kan wees as gevolg van simptome wat nie so duidelik gewys word nie. Simptome wat bietjie meer innerlik is, dis veral bekend met dogtertjies, want hulle simptome is baie meer innerlik. So dis nie daai tipiese ADHD look soos wat mense dit sou noem nie. Dis baie meer innerlik. So dan word hulle gemis en hulle word glad nie gediagnoseer nie. Dit is eintlik so gevaarlik as jy daaraan dink. Maar kan mens regtig dit behandel met medikasie? Mens kan, maar medikasie is ook nie die enigste antwoord nie. So ADHD is 'n spektrum, so dit hang maar af hoe erg die simptome is, sowel as hoe erg dit 'n persoon se lewe affekteer. So medikasie het definitief sy plek, ja, maar ons sal altyd sê medikasie moet nie op sy eie gebruik word nie. So dis waar terapie, ouershuisbehandeling en onderwysersbehandeling, sowel as behavioral adjustments inkom, want dit sal vir 'n kind 'n holistiese geval gee om te kan werk met hulle ADHD. Dit maak sin. Wat is die frustrasies tussen die private en die publieke sektor met ADHD? Seuns word baie maklik raak gesien. So as mens dink aan die stereotypiese ADHD kind, dan dink jy aan daai boisterous seentjie. Meisies aan die ander kant, en dit kan nou wees as gevolg van hoe kinders grootgemaak word, ons kan nou lank daaroor debat, maar meisies se simptome is baie meer innerlik. So dit sal die dagdroom wees, dit sal wees, hulle sal sukkel om 'n gesprek te voer aan een, want hulle storie sal so begin maak. Hulle sal nie by 'n punt kom nie. So daai meisies word gereeld nie raak gesien nie, want dit lyk nie soos die tipiese ADHD nie. So dis vir die missed diagnosis inkom. Die tweede ding wat ons raak sien wat 'n groot probleem is die behandeling en om dit te kry. So in die publieke sektor is dit baie moeilik om eintlik jou behandeling te kan kry, want die waglyste in die klinieke is verskriklik lank. En in die privaat sektor is dit weer eens verskriklik duur. So ADHD is nie deur die mediese fonds gesien as 'n prescribed minimum benefit nie. Wow. So 'n mediese fonds het nie nodig om te betaal daarvoor nie. So dit hang maar af van jou eie mediese fonds of jy enigstens hulp gaan kry. Ja. Baie dankie vir al hierdie inligting. Ja. Ek dink al die ouers moet by jou uitkom dat jy hulle kan help en bystaan. Definitief. Van die hartoortplanting tot die creepy crawly. Ons Suid-Afrikaners ken van innoverend wees. Ons gaan kuier by 'n entrepreneur wat hier reg onder ons neuse grense verskuif.